groet u elkeen vanmôre in die kosbare naam van Jesus Christus, ons koning, ons Here en ons meester. Ons is besig met 'n reeks wat begin het reeds op Hemelvaartdag en wat ons hierdie week mee gaan voortgaan tydens die Pinkstertyd van 2025. En ons noem hierdie reeks die lewe, die nuwe lewe deur die Heilige Gees. En ons het begin donderdag deur net bietjie te kyk na waarom die hemelvaart vir die kind van die Here so belangrik is. En vanmôre wil ek kyk na 3 van die 7 redes. Ons het die eerste 4 behandel donderdag. En vandag wil ek kyk na nog 3 redes waarom die hemelvaart belangrik is, maar veral die 7de ene, omdat die 7de een dan juist ook aansluit by die reeks waarmee ons besig is. Nou ons het donderdag 'n bietjie gekyk na die eerste 4 van hierdie kosbare redes waarom die hemelvaart so kosbaar vir ons is. En dit was die oomblik wat Jesus verheerlik is, nadat hy aarde toe gekom het, homself verneder het, tot die dood toe, gesterf het en opgestaan het, het hy daardie dag toe hy opgevaar het hemel toe, is hy deur God die Vader verheerlik en het hy gaan sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy vandag dan ook nog steeds sit. Die tweede rede wat ons donderdag na gekyk het was, dat die hemelvaart was die voltooiing van daardie kosbare werk wat hy vir jou en vir my kom doen het aan die kruis op Golgotha, die oorwinning wat hy behaal het oor die dood en die hel, toe hy opgestaan het, en dan sy hemelvaart wat die voltooiing was van daardie kosbare werk wat hy gedoen het. Die derde rede wat ons na gekyk het was, dat Jesus juist vandag nog aan die regterhand van God die Vader sit, waar hy besig is om as advokaat, as hoëpriester, vir jou en vir my in te tree, vir jou en vir my voorbinding te doen, en ons op te dra na die troon van God se genade. Die 4de rede waarna ons gekyk het, was toe Jesus gaan sit aan die regterhand van God die Vader, nadat hy opgevaar het, is hy herstel as die koning van die kerk, is hy herstel in sy heerskappy en sy grootheid en sy almag as die koning van die konings en die Here van die leerskare. Ek wil graag vandag kyk na die 5de rede waarom die hemelvaart vir jou en vir my so ontsettend belangrik is. En dit is dat die hemelvaart het vir jou en vir my 'n hoop en 'n versekering gegee met die oog op die toekoms. Jy en ek as kind van die Here kan vandag weet, ons het 'n toekoms. Ons kan 'n verwagting hê van iets beters, van iets groters, van iets heerlikers, van elkeen van ons voorlê. En dit was moontlik gemaak deur die hemelvaart van Jesus Christus. Die hemelvaart bied vir jou en vir my die hoop en die versekering, wetende dat Jesus in die hemel is, dat hy daar gegaan het en vir jou en vir my gaan plek voorberei het, en hy het 'n belofte gemaak, dat hy gaan terugkom om ons soontoe te neem. Johannes 14 vers 2 tot 3 sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Johannes 17 vers 24 stel dit so, hy sê, Vader, ek wil graag hê, dat waar ek is, hulle ook by my moet wees. Hoor jy die hart van Jesus? Jesus se hart vir jou en vir my, is dat ons by hom sal wees, daar bo in die hemel waar sy Vader ook is. En ons kan die versekering hê, dat daar die dag sal aanbreek, wanneer hy weer gaan terugkom. 1 Tessalonisense 4 vers 17 en 18 sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Jy en ek word vanmôre aangespoor deur die woord, om mekaar te bemoedig, mekaar aan te moedig, mekaar te herinner, ons het 'n belofte, daar wag vir ons iets beters. En jy en ek het daardie versekering, juis omdat Jesus opgevaar het na die hemel. 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar
wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Wat 'n heerlike belofte, wat 'n verwagting. Daar gaan 'n dag kom wanneer ons Jesus weer gaan sien. Daardie dag gaan ons verander word, vernuwe word, verheerlik word, soos wat hy reeds verheerlik is. En gaan ons word soos wat hy is. Halleluja, wat 'n verwagting, wat 'n vooruitsig. En dit het hy moontlik gemaak, deurdat hy opgevaar het hemel toe, dat hy vir jou en vir my gaan plek voorberei, dat hy daar gaan heers het, tot hy finaal die vyand onder sy voete gestel het, en dan gaan terugkom om vir jou en my te kom haal, om ons plekkie te gaan inneem, wat hy besig is om vir ons voor te berei. Dit is dan die 5de rede, waarom die hemelvaart vir ons so belangrik is. Dit gee vir ons daardie versekering. Die 2de rede waarom die eintlik die 6de rede waarom die hemelvaart vir jou en vir my so belangrik is dit was ook die finalisering van Jesus se oorwinning. Sy oorwinning oor sonde, sy oorwinning oor die dood, sy oorwinning oor die graf, sy oorwinning oor die gebrokenheid van die wêreld. Filippense 2 vers 9 tot 11 stel dit so. Hy sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog, deurdat hy oorwin het, deurdat hy die prys betaal het, deurdat hy sy werk voltooi het, het God hom uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig, elke knie van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely, dat Jesus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Ja, hulle wat Jesus so verkleineer, hulle wat Jesus se naam so misbruik, Jesus wat nie in God, mense wat nie in God wil glo nie, daar gaan 'n dag kom, wat hulle elkeen sal moet buig, en elkeen die knie sal moet buig, en elkeen se tong sal moet bely, dat Jesus het oorwin oor elke mag en gebrokenheid van hierdie wêreld waar ons lewe. Openbaring 3 vers 21 sê, aan hom wat oorwin, sal hy gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het. Halleluja! Jesus het oorwin, en die teken van sy oorwinning is sy hemelvaart, dat hy gaan sit het aan die regterhand van God die Vader, dat die vyand aan sy voete onderwerp is. Hy het oorwin, en hy sê, hy gaan terugkom en jou en my kom haal, en ons gaan verander word om te wees soos hy, en dan sal ons saam met hom finaal sit, op sy troon, as ons saam met hom die sonde oorwin het, in sy krag, in sy genade, deur die werking van die Heilige Gees, waarby ons gaan kom die res van hierdie week, en saam met my Vader op my troon sal gaan sit. Halleluja! Wat 'n vooruitsig, omdat Jesus opgevaar het hemel toe, jy en ek 'n verwagting om eendag saam met hom op daai troon te sit, en saam met hom te heers, as konings en priesters oor hierdie wêreld. Halleluja! Dan sê Efesiërs 1 vers 20 tot 22, wat hy gewerk het in Christus Jesus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, omdat hy oorwin het, omdat hy opgevaar het hemel toe, omdat hy sit aan die regterhand van God die Vader, omdat hy die koning van die konings is alles onder sy voete onderwerp, alles wat hy reeds klaar oorwin het. Halleluja! Dan die derde rede, of dan die 7de rede, wat ek graag wil noem, as ons die 4 van donderdag bytel, is wat dan ook aansluit by die res van ons tema vir hierdie week. Jesus moes opvaar hemel toe, want deur sy opvaar hemel toe, het hy die weg gebaan vir sy gees om uitgestort te word.
Daardie wonderlike soete Heilige Gees waaroor ons gaan praat die res van die week, wat vir ons lewe gee, wat vir ons krag gee, wat vir ons oorwinning help gee. Hy wat vir ons lei en ons rig en ons herinner aan alles wat Jesus vir ons gesê het. Jesus het hom uitgestort nadat hy opgevaar het hemel toe. Luister wat sê die woord van die Here in Johannes 14 vers 16. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Op 'n ander plek sê hy vir sy disippels, dis voordelig dat ek weggaan. Dis voordelig dat hy moes hemel toe gaan. Anders sou hy nie sy Gees kon gee nie. En as hy nie sy Gees kon gee nie, dan kon hy nie vandag in elkeen van ons harte leef en woon nie. Maar juis omdat hy opgevaar het en sy Gees uitgestort het, is hy vandag teenwoordig in elke kind van God se lewe. Sy daarom vir jou en vir my lewe te gee, daardie lewe wat hy vir ons elkeen beloof het. In vers 26 van Johannes 14 sê hy, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees staan gereed om jou te lei. Hy staan gereed om jou te leer. Hy staan gereed om jou te herinner aan elke belofte, aan elke woord wat Jesus gespreek het. En dit is moontlik gemaak omdat hy opgevaar het na die hemel. Dat hy sit het aan die regterkant van die Vader. En omdat hy die Vader gevra het, Vader, kom ons stort my Gees uit op my kinders. Kom ons stort my Gees uit op my kerk. Kom ons stort my Gees uit op my liggaam. En kom ons rus hulle toe met die krag en die lewe en die oorwinning en die blydskap en die vreugde wat hulle nodig het om as koningskinders te kan lewe op hierdie aarde. En ons gaan die res van hierdie week praat oor hierdie nuwe lewe wat ons ontvang wanneer hierdie soete Heilige Gees van jou lewe besit geneem het. Wanneer hy kom woon het in jou hart en in jou lewe en jou kom help, jou kom lei, jou kom herinner, jou kom toerus om te wees wat Jesus wil hê jy moet wees. Handelinge 1 vers 8 sê, en Jesus sê dit toe hy daar op die berg staan, gereed om opgeneem te word. En in die laaste woorde met sy disippels deel, sê hy in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Jesus moes opvaar hemel toe, sodat hy sy Gees kon uitstort, sodat hy sy Gees tot jou en my beskikking stel, sodat ons as kragtige kinders van God, getuies van sy liefde en genade, op hierdie aarde kan lewe, in 'n lewe van oorwinning, blydskap en genade. En van môre af as die Here ons spaar, gaan ons meer bietjie begin praat oor hierdie lewe wat jou en my deel geword het. Dat Jesus opgevaar het hemel toe en omdat hy sy Gees aan jou en my gegee het om vir hom te kan lewe. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, dankie dat ons vanmôre hierdie versekering het deur wat U vir ons gedoen het toe U opgevaar het hemel toe, dat U is die koning, U is die oorwinnaar, U is die Here, U is die meester, U het U werk voltooi. Ja, Here, U het ons kom toerus deur U Gees. U het die Gees uitgestort om ons te bekragtig, te inspireer, te kom leer, sodat ons 'n lewe van oorwinning kan lewe. Dankie dat ons vanmôre daaroor kan dink en weer kan toelaat dat dit 'n werklikheid word in ons hart en ons gees, deur die werking van U Heilige Gees. Ek bid vir elke boetie en sussie wat vanmôre na hierdie video kyk, Here, en wat donderdag ook na die eerste gedeelte gekyk het, dat die hemelvaart vir 'n nuwe betekenis sal kry, dat dit vir 'n nuwe waarde sal hê, dat hulle saam opgewonde sal raak, dat ons mekaar sal bemoedig en aanmoedig om vas te hou tot daardie dag wanneer die weer gaan kom. Maar tot daardie dag help ons deur U Gees om 'n lewe te lewe van oorwinning, 'n lewe van oorvloed, 'n lewe van heerlikheid en krag, omdat U ons toerus deur U soete Heilige Gees. En ons dank en ons eer U daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen.